Goeiemôre, baie welkom by hierdie erediens op Goeie Vrydag, 2 April 2021. Baie welkom ook aan die lidmate van Odendaals-Rus gemeente, Gereformeerde Kerk Odendaals-Rus, wat saam met ons die Gereformeerde Kerk welkom hierdie erediens op Goeie Vrydag het. As al ook lidmate van ander kerke teenwoordig is julle ook baie welkom. Ons gaan vanoggend soos gebruiklike kollekte opneem. Dit sal na die erediens by die deure opgeneem word en dit gaan vir Bybelverspreiding. Tydens die erediens gaan ons joernalis Hansie Jordaan deur middel van orgelspel ons begelei om iets van Jesus se lyding en sterwe te beleef. Nou Hansie sê dat dit wat hy speel is nie gebaseer op enige psalm of lied nie. So hy komponeer dit sodat van terwyl hy daar besig is. Daarom het my gesê, hy kan nie vir my voor die tyd 'n kleedrepetisie gee nie. En hy sê hy sal ook nie na die tyd kan herhaal nie. So ons sien uit na daardie so wat 10 minute wat Hansie vir ons gaan doen, terwyl hy dan ook net 'n paar skyfies op die bord sal wys. Net een belangrike reëling. Ek gaan vra dat julle reg deur die erediens bly sit. Ons gaan geen stadium opstaan nie, soos wat ons gewoonlik met 'n Kerssangdiens doen. Kom ons raak nou 'n oomblik stil voor die Here, terwyl ons daaraan dink dat ons in sy magtige en heilige teenwoordigheid is. Ons begin ons erediens deur te erken dat ons die Here se hulp nodig het. En daarom bely ons dat ons hulp in die naam van die Here is, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Here ons God groet julle en hy seën julle. Genade, vrede, van God die Vader, en Jesus Christus die Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Kom ons bid nou saam. Ewige en almagtige God, op hierdie dag dink ons terug aan die verskriklike gebeure op daardie Vrydag ongeveer 2000 jaar gelede. Toe u seun aan die kruis gehang het. Die geweldige pad van lyding wat hy geloop het. Die verwerping, die vernedering, die bespotting, die dood, alles wat aan die kruis gebeur het. Deur hierdie gebeure word u naam verheerlik.
diens gaan ons die boodskap hieraan aan te gee. Jesus sterf, en U word verheerlik. Seën ons nou hierdie oomblikke, waar ons nadink oor U Seun se doen. Amen.
Jesaja 53, vers 3 tot 7. Hy is verag, deur mense verlaat. 'n man van smarte, bekend met siekte. Soos iemand vir wie 'n mens jou gesig verberg. Hy is verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans, ons siektes, hy het dit gedra. En ons smarte, hy het dit op hom gelaai. Maar ons het hom beskou as iemand wat gekastei word, geslaan deur God en verneder. Hy is egter deurboor oor ons oortredings, verbrysel oor ons sondeskuld. Die straf wat ons vrede bewerk, was op hom, en deur sy wonde is daar vir ons genesing. Ons almal het soos klein vee gedwaal, elkeen van ons het sy eie koers ingeslaan. Die Here het ons almal se sondeskuld op hom laat neerkom. Hy is mishandel, maar hy het hom daaraan onderwerp en nie sy mond oopgemaak nie. Soos 'n skaap wat 'n slagting gebring word, soos 'n ooi wat voor haar skeerde stom is, met sy mond nie oopgemaak nie. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kolossense 2 vers 14. Hy het die skuld bewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. 1 Petrus 2 vers 24. Wat self ons sondes in sy liggaam aan die kruis uitgedra het, sodat ons, nou dat ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. Hy deur wie se verwonding julle genees is. Kom ons sing nou 'n lied wat in 2015 se node goedgekeur is, geskryf deur Dominee Johannes, Rein gedig deur Dominee Johannes Wingel. Ons sing dit op die melodie van Psalm 72, by ons so wil sing.
wille van wie is Jesus gekruisig? Ter wille van ons, mag jy dit dalk sê. Hy is ter wille van ons tot sonde gemaak. So staan dit in 2 Korintiërs 5, vers 21. Hy het in ons plek 'n vervloeking geword. So staan dit in Galasiërs 3, vers 13. Hy het die skuld bewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem. So staan dit in Kolossense 2, vers 14. Hy het ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra. So staan dit in 1 Petrus 2, vers 24. Ja, Jesus is inderdaad ter wille van ons gekruisig. Maar dit, dat hy ter wille van ons gekruisig is eintlik maar net 'n bysaak. 'n Bysaak by die hoofsaak waaroor dit eintlik gaan. Eintlike saak waaroor dit gaan. Die hoofsaak is dat Jesus gekruisig is om God te verheerlik. Jesus is gekruisig ter wille van die eer van God. Dit is die hoofsaak. Terug na die vraag waarmee ek begin het. Ter wille van wie is Jesus gekruisig? Die antwoord is primêr en in die eerste plek ter wille van God. Primêr en in die eerste plek ter wille van die eer van God. Primêr en in die eerste plek om God te verheerlik. Dat hy in die proses ook ter wille van ons gekruisig is 'n byproduk by die hoofsaak waaroor dit eintlik gaan. Kyk wat staan in Johannes 12, vers 27. En Jesus is hier aan die woord en hy bid. Nou is my siel ontstel. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur? Nou hierdie uur is die uur van Jesus se dood, die uur van sy kruisiging. Kyk wat sê hy verder oor hierdie uur. Maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Hierdie uur, sy kruisiging, is waarvoor hy gekom het. Dit is die einddoel waarvoor hy na die aarde gekom het. Onmiddellik nadat Jesus gesê het dat hy met oog op hierdie uur gekom het, bid hy, Vader, verheerlik u naam. Dit is asof Jesus bid. Dit is waarom my dood op pad is. My dood is op pad, sodat u verheerlik kan word. En dan staan daar in Johannes 12 vers 28, dat daar toe 'n stem uit die hemel gekom het, ek het dit verheerlik, en ek sal dit verheerlik. Die eerste deel van die Vader se antwoord is, ek het dit verheerlik. Dit verwys onder andere na die gebeure wat net in die voorafgaande hoofstuk in die Evangelie van Johannes geskrywe word. Die opwekking van Lazarus uit die dood. Daar lees ons in Johannes 11 vers 4, toe Jesus dit hoor het hy gesê, hy het gehoor van die siekte van Johannes, dan sê hy, hierdie siekte lei nie tot die dood nie,
maar tot die verheerliking van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik word. Die doel van die opwekking van Lazarus was om God te verheerlik. Dit geld nie net van die opwekking van Lazarus nie, maar al die wonders wat Jesus gedoen het. Dit geld van alles wat Jesus gedoen en gesê het. En as die Vader nou Jesus se gebed antwoord en sê, ek het dit verheerlik, ek het my naam verheerlik, dan verwys hy na alles wat Jesus tot op daardie stadium gedoen en gesê het, waardeur God se naam verheerlik is. Die tweede deel van die Vader se antwoord is, en ek sal dit weer verheerlik. En dit wys na Jesus se dood, en sy opstanding, en alles wat daarna volg. Ek gaan weer vir julle Johannes 12 vers 27 tot 36 voorlees, want hier word belangrike dinge gesê, ten minste 4 dinge, oor hoe Jesus se dood God verheerlik. Nou is my siel ontstel. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar ek het toch juist met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê, 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord, hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sê ek maar net die eufemisme, as ek gekruisig word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui, wat die dood hy sou sterf. Die skare het hom toe geantwoord. Ons het uit die wet gehoor, dat die Christus vir ewig bly, en hoe sê u dat die Seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie Seun van die mens? Jesus het toe vir hulle gesê, nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Toe Jesus dit gesê, het hy weggegaan en hom van hulle onttrek. Soos ek gesê het, ek gaan in die gedeelte ten minste 4 dinge sê oor die manier waarop die dood van Jesus God se naam verheerlik. Die eerste is in die eerste sinnetjie in vers 31, daar staan, nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. En hierdie nou is die nou van die kruis. Met die kruis het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Met die kruis het God se oordeel oor die sonde van die mens aangebreek. Dit het oor Jesus Christus losgebreek. Jesus is geoordeel. Hy is veroordeel. Hy is gestraf. Hy is in ons plek skuldig bevind. En in ons plek gestraf.
En so is God se oordeel oor ons sonde afgehandel, voltooi. Die gevolg, Johannes 3 vers 18. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Hoekom nie? Want die oordeel is afgehandel. Aan die kruis. Oordeel oor die wêreld is aangeneem. Johannes 5 vers 24. Amen, amen, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe, en vir hom is daar geen veroordeling nie. Maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Wie Jesus glo, vir hom, vir haar, is daar geen veroordeling nie. Elkeen wat in Jesus glo, wat jy die geloof met Jesus verenig is, deel in dit wat met Jesus gebeur, is in Jesus reeds skuldig bevind, reeds gestraf. Elkeen wat in Jesus glo, is in Jesus veroordeel en gestraf. Oordeel is verby vir die wat in hom glo. As jy egter nie glo nie, is dit nie so nie. Terug na Johannes 3 vers 18. Wie in hom glo word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan steeds veroordeel. Wie nie glo nie, staan steeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke Seun van God geglo het nie. As jy vir Jesus verwerp, sal jy steeds veroordeel word. Nou is die beslissende oordeel. As jy aanhou om vir Jesus te verwerp, sal jy steeds veroordeel word. Maar nou as jy glo, word jy nie veroordeel nie. En dit is hoe God homself verheerlik. God verheerlik homself deur die wêreld in Jesus te veroordeel. Hy herstel die eer van sy naam. Wat doen sonde aan God? Sonde onteer. Het was nodig dat hy sy eer herstel. Het was nodig dat hy doen deur die oordeel. Hy verheerlik homself in die wêreld in Jesus te veroordeel. Die volgende manier waarop God homself verheerlik, is deur die heerser van hierdie wêreld uit te dryf. Deur Jesus. Skryf in die tweede helfte van vers 31, daar staan, nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. In die woorde, die heerser van hierdie wêreld verwys na Satan. Die vraag is net, wat is sinne Satan uitgedryf? Want hy is nog steeds hier. Hy is nog steeds in ons midde. En hy werk hard hierdie aard. Hy is besig. Mense probeer verlei. Hy is nie weg nie. Hoor wat sê Hebreërs 2 vers 14. Aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het hy, dis nou God, net so ook aan dieselfde dinge deel gekry, en Jesus, hy aan dieselfde dinge deel gekry, sodat hy deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos kon maak. Jesus het deur sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duiwel, kragteloos gemaak. Jesus het met sy dood die mag van Satan verbreek. En in een baie belangrike opsig, waarin die mag van Satan verbreek is sy aanklag teen ons. Satan is ons eintlik die groot aanklaer. Die hofsaak tussen God en die mense, waar God as regter sit en die aanklagte inkom van die Satan.
omdat die oordeel vir die wat in Jesus Christus glo verby is die aanklag uitgedryf. In hierdie hofsaak het jy nie meer plek nie. Jy kan nie meer met jou aanklag te kom nie. Die gelowiges is reeds vrygespreek. Romeine 8 vers 33 en 34. Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat hulle vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Ons eintlik maar 'n retoriese vraag om te sê, niemand, daar is niemand wat dit kan doen. Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat vir ons intree. En daarom sing ons in Skriftuig 5:4 vers 1, wie kan ons voor die regte dag Gods uitverkore kind verklaar? Waar is die mond wat durf te doen as God sy kind regverdig noem? Die volgende manier waarop God homself verheerlik is deur al sy skape, die wat aan hom behoort, na hom toe te trek deur Jesus. Dit is vers 32. En as ek van die aarde af verhoog word, in die volgende vers sê, daarom het hy eintlik dan sê wat ek vir dood hy sal sterf, en iemand wat gekruisig is, word ons daar op die kruis geplaas. Dis die eufemisme om te sê, gaan gekruisig word. As ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Wie is hierdie almal? Letterlik elke mens, kop vir kop? Nee. En dink aan Judas. Judas het nie gekom nie. So is daar baie mense wat Jesus verwerp. Baie mense wat is nie na hom toe getrek word nie. So die almal is nie letterlik alle mense nie, maar almal wat aan Jesus behoort. Sy skape, sy kinders, almal uit alle volke, tale en nasies. Wat deel is van sy kinders, sy skape. Dit is almal wat deur die Vader aan hom gegee is. Ons sê almal wat aan hom behoort. Soos daar in Johannes 6 vers 37 staan. Elkeen wat die Vader vir my gee, sal na my kom, en ek sal die een wat aan my kom nooit verstoot nie. Dit is almal wat deur die Vader na hom toe getrek word. Soos wat daar in Johannes 6 vers 44 geskryf staan. Niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe te trek nie. Volgende manier waarop God homself verheerlik is deur as lig van hierdie wêreld te skyn in almal wat in Jesus glo. Vers 36 staan daar, terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Glo in die lig. Jou reaksie. Glo jy dat deur Jesus Christus God verheerlik is, deur die oordeel vir jou verby is, deur die Satan geen mag meer oor jou het nie, dat jy na God opgetrek is deur Jesus. As jy dit glo, dan sê vers 36 van Johannes 12, dan sien jy nie net die lig in Christus nie, jy word die lig van Christus. Glo in die lig staan hier, sodat jy kinders van die lig kan wees. Kinders van die lig? 'n hond se kind is 'n hond. 'n haas se kind is 'n haas. Die lig se kind is lig. Kinders van die lig beteken om lig te wees. So sondig soos wat ons is, sien ons nie die lig nie. Maar as ons glo, dan kom die lig in ons, dan word ons lig. En dan
word God verheerlik deur ons. Dan kry hy die eer tot sy glorie. Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. As ons lig is, verheerlik ons God. Met die kruis het ons die herstel van die eer van God. Weet hy die wêreld in Jesus veroordeel het. Weet hy die heerser van hierdie wêreld, die Satan, deur Jesus uitgedryf het. Weet hy al sy skape na hom toe trek deur Jesus. En deur as lig van die wêreld te skyn in almal wat in Jesus glo. En die wonderlikste van alles, God se heerlikheid is vol genade en waarheid. Johannes 1 vers 19. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke Vader, vol genade en waarheid. 'n Heerlikheid vol genade en waarheid. En dan vers 16 van Johannes 1. En uit sy volheid, die volle heerlikheid, het ons almal ontvang, het ons almal genade ontvang. Ja, genade op genade. God se heerlikheid is so vol genade en waarheid, dat dit oorspoel na ons toe. Vanuit God se heerlikheid spoel na ons oor dit wat ons die meeste nodig het. Genade en waarheid. Dit is wat ons die meeste nodig het. Dit spoel na ons oor vanuit God se heerlikheid. En in daardie sin is Jesus se kruisiging vir ons ook tot voordeel. Die hoofsaak is, God word verheerlik. Primêr in die eerste plek. Dis waarvoor Jesus gekom het. En as God verheerlik word, die volheid van sy heerlikheid spoel sy genade die waarheid na ons toe en ontvang ons as byproduk dit wat Jesus Christus alles vir ons gedoen het. Amen. Ons gaan nou saam sing uit Skrifpsalm 4:6. 'n bekende lied, Eer aan God. Yeah.
ons Vader wat in die hemel is, met die geboorte van u Seun, was daar menigte engele wat u geloof het en gesing het, eer aan God in die hoogste, en vrede op aarde vir die mense, en wie God welbehaag. Dit is gesing omdat die geboorte van u Seun, sy koms was om u te verheerlik. En nou as ons terugdink aan die dag van sy kruis, kan ons dit weer eens sing. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense, die God welbehaag het. Want dit is wat u Seun deur daardie uur, die uur van sy kruisiging bewerk het. Het gaan oor u eer, u naam. En daarom is dit ook die gebed van ons hart. Laat u naam geheilig word. U sorg vir die eer van u naam. U het dit gedoen aan die kruis, u doen dit steeds. En terwyl u sorg vir die eer van u naam, gebruik u ons. Sondig en nietig en klein is, om u lig te laat skyn, sodat u verheerlik word. Werk u die Heilige Gees so in ons harte, sodat ons elkeen ons klein bydraetjie sal maak aan hierdie groot projek van u, aan u grootse werke, aan u grootheid. Vader, dankie dat ons kan weet, elkeen wat glo is die oordeel verby. Klaar afgehandel aan die kruis. Daar is die skuldbewys van ons sondes vasgespijker. Daar het u Seun betaal om u eer te herstel. Daardeur is die mag van die Satan verbreek en kan hy ons nie meer aankla nie om u eer te herstel. En u het ons na u toe gebring tot u eer en u verheerliking. Daarom wil ons u grootheid prys, u loof en eer. Gaan dan met ons as ons hier vandaan uit mekaar gaan. Lei ons elkeen op ons pad. Ons harte gaan uit na die wat in nood is. Ons harte gaan uit na die wat hartseer is, na die wat siek is, die wat swaar kry. Ons is innig dankbaar en prys u vir dit wat goed en mooi is. Elke situasie wat daar seëninge en voorspoed is. Neem u ons na die plek waarin u ons wil neem, waar ons 'n onsekere toekoms ingaan. Uiteindelik is u besig om u plan in elkeen van ons se lewe uit te voer. Gee ons die genade om u plan te berus. En dis u wil en u besluit. Ons bid in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons sing nou lied 191. Vers 1, 2 en 3 is dieselfde melodie as lied 190. Dis 'n melodie. Yeah.
is oral teenwoordig. So as ons hier uit mekaar gaan hy saam met ons. Ontvang daarom die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.